Nee, dit het ek nou al so genoem deur die dae, dit laat my dink hierdie hele besigheid aan die familie wat ek vroeër daar raak geloop het. En dit het my by 'n ander park toe uitgebring. Man, dis jare terug. Ons oudste kind was nog so klein geweest, toe ry ek en die vrou nou hier van Johannesburg af, was nog daar gebly, op na die destydse Suidwes toe, waar ons ouers gebly het om te gaan kuier. En dis warm. Hy daai Kalahari daar bo Appington kan ons iets vreesliks word. En ek hou daar by 'n plekkie stil. Klein plaasie kan jy sien. Ek kan ook toe verstaan hoekom is ou mense wat daar woon, hulle wil nie meer groot boer nie. Ek sê vir die oom, kan ons tog net hier koue water kry nie. Ek werk nou die ding so op hier na my mense toe, maar dit is so warm, ons moet maar daar onder 'n boom loop 'n bietjie rus, en as dit koel is verder ry. Hy sê, wat wil jy dan daar onder 'n boom loop sit, hier staan nie huis daar. Typies van my nee. Ja, ek sê nee, maar so onaangekondig wil ons nie by mense kom nie. En nou weet ek, as ek by daardie kar kom om my vrou uitgepleit te kry na vreemde mense toe, en dit nog met 'n kleintjie. Nou begin gekrekel en so. Nee. Ek kry net opneker van al die kante af en die oom wil ek nie te nakom nie. Hy sê, bring jou mens hierso en kom, laat ons eet ook nog. Hier staan tafelkos. Ek en die oom met die vrou dan nou daar uit en die kleintjie, en ons kom daar, maar toe staan daar 'n middagmaaltyd, en dis net die oom en die auntie. En die oom laat hou oor toe. Ek sê nou verjaar een van julle nou vandag, ek meen, dan kan ek nou daarom geluk wens. Hy sê, wat laat jou nou dink dat hier iemand verjaar? Hy sê, man, ek het gisterand geslag, en dis die wat jy die afval hier sê. Hy sê, kyk, ek gooi nie afval weg nie. Hy sê, en dit durf die vrou mos nou kook, afval. Vertel nou die curry en 'n bietjie suiker en asyn by, hy sê, en dan wat jy nie moet nalaat nie, is so lepel en 'n half appelkoos konfyt. Die moet in. En dan moet jy 'n beker dikmelk by hê, wat jy so saam eet. 'n Aardappel gekook op die afval is en nou amper gaar is. En rys, hy sê, en droë vrugte. Hy sê, man, ek is so bly, ek het afgetrek hier groot rivier toe, want nou het ons daar nou perskes, en resyntjies, en sultanas. Is dit nou als afval? Ja, nee, die kook jy apart, verstaan? Nee, ek praat nou van al die kosse wat nog daarby is. Hy sê, en daar die skottel, daar wat jy daar sien, lê is die rug. Hy sê, die eet ons as sy vars is. Daarom het die vrou vir hom ook gekook. Hy sê, en dan het sy nou spesiaal die vars brood gebak daar, en dit is botter. Dit eet ons altyd, saam met die rug weer. En omdat het nou so lekker tafel is, het sy nou 'n pudding opgemaak, doekpudding. Dat was oorspronkelijk voor die twee. Dis nou net hulle twee. Maar kyk, die auntie het ook nou later gesê, dit is nie lekker om net sulke bondeltjies kos te koop nie. Nou ja, dit kom nou later van tyd uit, maar so hoor ek daarom met die eet en praat, laat die mense se als rondom eet draai. Die hele kalender ook. Die week begin met Sondagmiddag se ete. En daarna beplan jy vorentoe. En ek hoor so met hulle se praat saam, hulle gebruik geen ander tyd nie. Dit is so lank voor breakfast het ons opgestaan. En toe het ons so lank na breakfast gery, en toe het ons met teetyd op die dorp gekom. En toe het ons gespook om voor eettyd by die winkels klaar te kry. Is dit amper soos honeymoon tyd, my ag. Nou so gaan het, en daar vertel die ou my, hy sê, man, moenie hier langs ry nie. Hy sê, ry nou deur die Gensbok park. Hy sê, dis nou so 'n lekker park. Hy sê, dit kan ek vir jou sê. Hy sê, man, so 'n jaar gelede kom kuier my ou swaar en skoonsister, dis nou die vrou se suster, daar uit Natal se wêreld hier vir ons. Hulle praat van die park en ek sê is net die regte ding. Hy sê, jong, en die vrou en haar suster kan nou kook. Wat jy hier sien is 'n familievermoë. Hy sê, en die twee susters val daar weg en hulle kook. Nou vir die park toe ry.
Hy sê dit is boude met pruime in. En dat hulle laat slag met 2 hamels, die maak ons wors. Die ribbetjies word ingesout en daar word rolrib bygemaak. Hy sê en die vrou maak 'n paar pastye en sy gaar al die hoendereiers op soos wat die hoenders nou lê. En hulle bak brood en beskuit en koek en wat jou hart kan begeer. Hy sê en die aand voor ons park toe ry toe gat ons nou. Ons laai die karre als klaar behalwe die kosse en ons loop slaap. En so die môre so 'n uur voor koffiedrinktyd. Toe staan ons op en ek steek die primer op. Hy sê en ek maak koffie en ek roep die ou swaar en daar bring die vrou al die eerste beskuite. Hy sê maar man, daai beskuit is nou so groot gebak. Jy kry hom net by 'n beker so met 'n hoek in op 'n slag. So eet jy hom Stuk nou afbyt. Hy sê en ons drink koffie en ons eet beskuit en ons pak die kosse op die kar en toe dit klaar is, toe sê ek vrou, nog 'n lekker beker koffie vir my en vir ou swaar. Sy sê nee, sy wil ook nog 'n mondjie vol hê. En die skoonsister sê ook so en die kinders wil ook hê. Hulle begin toe sommer al vra vir nog iets te piesel, maar ons kom in die pad en daar's ons weg met die 2 karre. En die sontjie was net so uit, toe sê ek vir die vrou soos wat ek nou vir ou swaar ken, is hy nou lus vir 'n koffietjie so voor breakfast. Sy sê maar hou stil en ek hou stil. Sy sê bring daai mandjie, die flesse is daar. Hy sê en ek bring dit, sy sê en slaan die tafeltjie ook vir ons op en ek sit ons oopvou tafel daar en die goed uitgehaal en ons gooi die koffie in en weer elkeen 'n lekker beskuit en ek sê nee, nou sal ek hou tot breakfast. En ons val daar weg en ons ry en na so rukkie toe sê ek vir die vrou, maar soos wat ek nou vir ou swaar ken, is hy nou lus vir breakfast. Sy sê maar hou stil en ek kyk so lekker kaalkolsant en sy sê slaan op die tafel. Sy sê bring vir my daai blink trommel en dan bring jy die bloue op hier. Dis al die derde eet. En nou En ons maak oop daarsoos. Hy sê en daar pak die vrou nou 'n breakfast uit. Dit is gekookte hoendereier. Dis toebroodjies. Hy sê man, als wat jy rondom 'n breakfast durf begeer. Hy sê met kaas ook. Hy sê want ek en die vrou kom nie op 'n plek nie of sy koop kaas. En as hy nie goed is nie, gee sy hom vir die honde of die hoenders, maar nie eers vir 'n mens nie, maar kaas daar. Konfyte. En dit is kouworse en van daai rolrib wat sy daar staan en sny. Hy sê man, ons eet daar oordentlik. Toe sê ek nee, nou sal ek hou. En ons pak die goed in en ek sit daai trommels op die kar. En ons trek daar weg, maar die vrou sê nee, wag, jy's te vinnig. En sy sê vir een van die kinders, luister, vat hier agter die agter windscreen, daar op die agterleuning, agter die agtersiet. Hy sê daar is 'n paar sloepies, vat daai vaalietjie vir hom, Andries hulle gee die daar is biltonge in wat hulle aan kan eet. En dan vat jy daai wit sloepie, daar's droë vrugte, want dit is so lekker as 'n mens nou die wild begin kyk en jy kan sit en piesel al die pad. En die vrou maak vir ons van die ander sloepe oop en sy sit dit tussen ons. Die ou sê man en ons het nou daar ingery in die park en ons het nou daar gepiesel en gekyk en gepiesel en gekyk en ingery, maar lekker man. En later toe sê ek soos ek ou swaar ken, sal hy nou graag 'n bietjie tee wil hê. En die vrou sê maar hou stil. En ons hou daar stil en sy sê bring vir my daardie bondtrommel hier en die groene. En slaan op die tafel. Jongens, sy gooi daar uit die flesse uit weer in die mandjie, maar daar staan so 'n stuk of 10 flesse. Tee uit. En sy sê nou toe, hier is nou terte en hier's koeke en party se klapper op en ander jamme en also. Dit sê daar, ons nou daar lekker koek geëet en tee gedrink. En ek sê nee, maar nou sal ek hou. Die vrou sê nee, wag eers. Sy sê vir een van die kinders, bring daai piekkoekblik vir hom Andries sal hier na hulle kar toe. En dan maak jy vir ons daardie ander gryse ook. Daar sê nou van hierdie ou sout koekies en goedjies. Die in laat 'n mens net so, ek sê ook toe sê die oom, ek sê ja nee, maar met net vleis maak 'n mens dit nie, dis nou jy weet die biltong en so, die droë vrugte prosierig. Soek nou. Jy het 'n broderigheid nodig so tussendeur. En hy sê,
ons het gery en nog weer so gepiesel en gekyk en gepiesel en gekyk en later toe sê ek soos wat ek vir ou Swaar ken, wil hy nou middag maak. En die vrou sê maar hou stil en ek kyk daar 'n lekker groot kameelboom. Hy sê maar daar's 'n veldwagter, is so bloody skaars, jy kan enige plek stil 'n kamp opslaan omtrent in daai Gensbokpark so groot is hy. Hy ken natuurlik toe nie die liriese heeltemal goed. Maar in elk geval, hou stil en die vrou sê, gooi vir ons van daai reisdekens op, slaan die tafel op. Sy sê nou ja, maar bring vir my daardie groen en daardie perstrommel. Dat nou die eet. Nou uit die kar se bak, dis die middagete. Ja. Hy sê jong toe pak sy daar ete uit wat lyk soos hierdie ene. Net 'n bietjie groter want ons is meer mense. So ons lekker geëet. Ek sê vir ou Swaar, ek dink 'n mondjie koffie na die ete. Hy sê nie sonder koffie maak 'n man dit nie in 'n park nie. Lekker koffie ook gedrink en ons ry en ons spesel so aan die goedjies wat oorbly. So 4 uur se kan dan nou. Is nie koffie drink tyd toe sê ek nou's ou Swaar soos ek vir hom ken lus vir 'n bietjie koffie. Die vrou sê maar hou stil. Sy sê hou daar stil. Ek hou stil. Ek slaan die tafeltjie op en sy sê bring vir my daardie swart trommel nou hierso. En ek loop haal die swart trommel uit die kar se bak uit en ek sit hom daar neer. Jong, en daar het die vrou nou vir die namiddag, hier net as 'n mens weer 'n holkol op jou maag kry. Daar het sy nou goede gemaak, jy kan sê dis soos 'n Kaapse tous wat sy gemaak het. Laat jy hom van 2 kante af gebraai het en dan nou binne ander goed. Hy sê en ons eet die en ons drink lekker koffie en die vrou sê nou ja, vat nou vir my daai kartontjie met die wit tou om vir hom ander slim, bring vir my die ander klein kartontjie met die swart tou vir ons. En ons maak die oop, ek en die vrou. Jong, toet sy nou daarin. Vir ons van daardie duisters van Windhoek, daai hartlief van Windhoek slagtery, sapelonies, rauw vleis, ja, wat sy nou sulke skywe gesny het. Dis daarin. Sy sê man, daai rookvleis smelt so in jou mond. En ons het nou so aangeproe, gepesel en so baie lekker in die park daar laas. En later van tyd toe sê ek vir die vrou, ma, ek dink ons moet met aandete se tyd buite die park wees. Want dan moet ons seker daarom 'n vuur gemaak kry en dit sal neek in die park. Sy sê die, maar dit moet jy doen, jy moet aanstoot, laat ons met eettyd buite kan die hek uit is. Ja, dan nog eet ook nog. Hy sê en so met sterk skemer, toe hou ook daar buite kan die park stil. En die vrou sê, pa, maak nou 'n lekker vuur vir ons. En ek maak daar 'n vuur, komberse oopgegooi, sy sê, slaan op die tafel. Slaan die tafel op. En sy sê, luister, jy moet vir my daai houtbalie bring, wat ek daar vir jou gegee het vanmorgen. En daar pak sy nou alles wat gebraai moet word. Toe is dit nou rib. En dis chops. En dis wors. Ons stop hom en maak hom op 'n manier vir droë wors, 'n ander manier vir bak en 'n ander manier vir braai. En ons pak dit daar uit. En sy sê, jy moet daai streepsak met die rooster en nou afhaal, brand hom eers skoon. Die rooster skoon gebrand. Toe pak sy daai vleise daarop. Toe sê sy nou goed, as bykosse daarby, vat ons nou al die ander soutkosse wat oorgebly vandag. Dis die bykosse. En ons eet die, en ons het weer lekker koffie gedrink. Toe sê ek nie, ek dink ek sal nou hou tot ons 10 uur koffie wat ons nou net mooi moet kry as ons by die huis is. Hy sê en toe ons by die huis kom, toe sê ek vir die vrou, nou moet jy vir ons vars koffie maak, want soos ek vir ou Swaar ken, wil hy nou 'n beker lekker vars koffie hê. Toe sê ek, en as jy nog van daai beskuite het, voor ons nou loop lê, dan sal ons hou tot breakfast. Hy sê vir my, man, wragtig, dit kan ek jou sê, doen jou die guns en ry deur daai park. Dis wragtig nie sleg.